Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Dinsdag 7 Oktober. Loyaal aan die lewende God. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, baie dankie weer eens vir hierdie studie wat ons mag studeer vandag. Wees asseblief lewend in hierdie studie, in ons harte en in ons gedagtes. Ons bid in Jesus naam alleen. Amen. Lees Josua 2 vers 12 tot 21, as ook Exodus 12 vers 13, 22 en 23. Hoe gee hierdie skrifgedeeltes mens insaag in die ooreenkoms tussen Rahab en die verkenner? Ons lees Josua 2 vers 12 tot 21. Sweer dan nou tog vir my by die Here dat, terwyl ek aan julle 'n guns bewys het, julle ook aan my familie 'n guns sal bewys en gee my 'n betroubare teken, dat julle my lewe van my vader en my moeder en my broers en my susters en almal wat aan hulle behoort sal spaar en ons siele sal red van die dood. Toe sê die manne vir haar, mag ons siel in julle plek sterwe. As julle nie hierdie saak van ons bekend maak nie, dan sal ons, as die Here ons die land gee, aan jou guns en trou bewys. Daarop het sy hulle met 'n lyn deur die venster laat afsak, want haar huis was in die stadsmuur ingebou, sodat sy aan die muur gewoon het. En sy het vir hulle gesê, loop in die gebergte in, dat die vervolgers julle nie aantref nie, en steek julle daar 3 dae lank weg, totdat die vervolgers teruggekom het, daarna kan julle dan verder gaan. Toe sê die manne vir haar, ons sal ontslae wees van hierdie eed aan jou, wat jy ons laat sweer het. Kyk, as ons die land inkom, moet jy hierdie gedraaide rooi lyn waarmee jy ons laat afsak het, aan die venster vasbind, en jy moet jou vader en jou moeder en jou broers en jou hele familie by jou in die huis versamel. Elkeen wat dan uit die deure van jou huis buitentoe gaan, die se bloed sal op sy hoof wees, en ons onskuldig, maar elkeen wat by jou in die huis sal wees, die se bloed sal op ons hoof wees, in geval 'n hand teen hom is. Maar as jy hierdie saak van ons bekend maak, sal ons ontslae wees van die eed aan jou, wat jy ons laat sweer het. Daarop sê sy, soos julle sê, is dit goed, en sy het hulle laat gaan, en hulle het weggegaan, en sy het die rooi lyn aan haar venster vasgebind. Josua 2 vers 12 tot 21. Ons lees Exodus 12 vers 13, 22 en 23. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipte land tref nie. En neem 'n bossie hisop en steek dit in die bloed wat in die skottel is, en stryk aan die bodrempel en aan die 2 deurposte van die bloed wat in die skottel is. Maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die môre toe nie, want die Here sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref. Maar wanneer hy die bloed sien aan die bodrempel en aan die 2 deurposte, sal die Here by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in julle huis in te gaan om hom te slaan nie. Exodus 12 vers 13, 22 en 23. Rahab se ooreenkoms is alles behalwe ingewikkeld. Ek spaar julle lewens en julle spaar myne. Ek is julle goedgesind en julle is my goedgesind. Die Hebreëse woord Hesed hier in Josua 2 vers 12 in die verbuigde vorm Hased beteken liefdevol goedgunstig of loving kindness in Engels. Dit is baie ryk aan betekenis in die brontaal en is moeilik om in 'n enkele woord 'n ander taal uit te druk. Dit verwys hoofsaaklik na verbondsgerigte lojaliteit, hoewel dit ook die betekenisse getrouheid, genade, weldadigheid
en goedhartigheid oordra. Rahab se woorde herinner ook aan die in Deuteronomium 7 vers 12, waar Jahwe self beloof om by sy eed te hou deur Jesed, oftewel Ha-Jesed in die verbuigde vorm aan Israel te betoon. Ons lees in Deuteronomium 7 vers 12, as jy goed luister na hierdie bepalings en hulle gehoorsaam en daarvolgens lewe, sal die Here jou God sy verbond nakom en sy troue liefde, Ha-Jesed, aan jou betoon, soos hy aan jou voorvaders met 'n eed beloof het. Deuteronomium 7 vers 12. Interessant genoeg beskryf dieselfde hoofstuk, Deuteronomium 7, die banvloek, Herem, wat oor die Kanaaniete afgekondig word. Maar hier is Rahab 'n Kanaaniet wat veronderstel is om die lewe gebring te word, en tog beroep sy haar vanweë haar ontluikende geloof op die beloftes wat God aan die volk gemaak het, met die gevolg dat sy gered word. Die eerste beeld wat dadelik by mens opkom wanneer jy na so 'n gesprek tussen Rahab en die verkenners luister, is die heel eerste Pasga, net voor die uittog uit Egipte, toe die doodsengel die Joodse eersgeborenes gespaar het. Vir dit om te kon gebeur, moes die Israeliete binne in hul huise bly, met bodrempels en deurposte wat met die bloed van die offerlam bestryk is. Eksodus 12 vers 13 sê vir ons, die bloed aan die huise waarin julle is, sal 'n teken wees, waar ek die bloed sien, sal ek die huis oorslaan, en die vernietigende slag waarmee ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie. Ons lees ook in Ellen G. White, Patriarge en Profete, bladsy 2, 7, 9 die volgende. Deur hul gehoorsaamheid moes die Israeliete bewys van hul geloof lewer. Net so moet elkeen wat glo in die bloed van Christus as hul enigste meriete, wat hoop om daardeur gered te word, tot die besef kom. Ek het 'n aktiewe rol te speel ten einde daardie verlossing te verseker. Hoewel ons slegs deur Christus van die straf van ons oortredinge gered kan word, moet ons steeds woord by daad voeg deur ons sondige weë vaarwel te roep en in gehoorsaamheid te leef. Die mens word deur geloof gered en nie deur werke nie, tog moet ons geloof uiting in werke vind. Ellen G. White, Patriarge en Profete, bladsy 2, 7, 9. So, die bloed was duidelik 'n teken wat hulle van die doodsengel gered het. Net soos God die Israeliete se eersgeborenes tydens die laaste plaag in Egipteland gespaar het, moes die Israeliete vir Rahab hulle spaar, net voor hulle Jerigo met die banvloek getref het. Watter kragtige evangelie gerigte boodskap bring hierdie twee Bybelverhale tuis? Watter evangelie lesse kan ons daaruit put?